Hallo Garsfontein geloofsfamilie. Baie welkom by hierdie week se huisgeloof video. Ons is tans besig met 'n reeks oor gebed en ons het so lekker gesels oor die afgelope Pinkster oor die Onse Vader. En hierdie reeks oor gebed val ook in by ons jaartema wat ons sê kom na my toe. 'n Manier hoe ons na God toe kom is deur gebed. Ons het by die Pinkster so mooi gehoor van die Onse Vader gebed en die ongelooflike elemente wat in hierdie Onse Vader gebed is. Sondag wat verby is, het Elzet met ons gepraat oor om saam te bid. En vandag gesels ons bietjie weer verder oor saam te bid. Maar voor ons verder gaan, kom ons bid net saam. Grote God en Hemelse Vader, dankie vir die geleentheid vir elke groep wat kan saamkom en hierdie video kyk en vandag gaan gesels oor om vir mekaar te bid en saam te bid. Lei elkeen van die groepies deur die Gees, om so ook te kom waar U wil hê elkeen van hulle moet kom. Amen. Ek gaan vir ons lees vandag uit Matteus 18. Ons lees Matteus 18 vers 19 tot 20. Jy kan jou Bybel gereed kry of jy kan net saam op die skerm volg. Ek lees vir ons. Verder verseker ek julle, as twee van julle op die aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry. Want waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek by julle. Ons lees net daai kort gedeeltjie wat gesels oor as julle saamstem en julle bid daaroor. En die fokus is saam bid. Ons wat saam moet bid. Nou daar's 2 dinge van saam bid. Dis om hard te bid en sag te bid. Of om hardop te bid en in jou kop te bid. Hardop bid is die ding waarmee ons sukkel. Om hardop saam te bid, raak ons baie keer bang en wil ons eenvoudig net nie daaroor bid nie. Om jou kop te bid, bid ons baie keer saam en ons sit in 'n groep en ons sê elkeen bid nou. Dit doen ons relatief goed. Maar ons het 'n vrees om in die openbaar te bid. Nou, ek weet nie wat die statistieke in Suid-Afrika nie, maar die statistieke in Amerika sê dat 75% van mense bang is om nie in publiek te praat voor mense. En daarom ook waarskynlik die wat gelowig is, bang om voor ander te bid. En bang om voor ander te bid is iets wat ons elkeen al iewers beleef het. Julle gaan sien in vanaand se stuk wat julle kry, gaan ons praat oor saam bid en om vir iemand te bid. Mense dink baie keer, dominee is die een wat die saam bid moet lei en hy is die enigste een wat as hulle saam is, moet bid. En dat 'n dominee ook die enigste een is wat kan gaan en gaan bid vir iemand, of dit siek is en of dit 'n probleem is. Ons moet kyk, hoe kan ons dit aansterk? Jy sien, want die groot ding van verhoudings, wat verhoudings versterk, is om saam te bid. Dis een van die ongelooflike goeders wat ons saam kan doen. Dit versterk ons eie verhouding met die Here, maar dit versterk ons ook ons verhouding met mekaar. Mag vanaand se geleentheid 'n geleentheid wees wat jy regtig baie tyd sal spandeer om hierdie te oefen, waar jy saam met mekaar hardop sal bid en ook vir mekaar. Mag die Here elkeen van julle seën in hierdie gebede wat julle vanaand of vandag, waar ook al julle dit doen, saam doen. Ons glo in God.